Aansoek Seller se eksklusiewe rooiwyn, The Last Elephant, is die perfekte huldeblyk aan die laaste olifant wat die vallei, voorheen bekend as Olifantshoek, in die laat 1900s verlaat het. Hierdie geroosterde aartappels met beetboontjies is hartskos, heilsaam en propvol vesel en plantgebaseerde proteïene. En net om my vleisproteïene te kombineer, plaas ons later reepies kruiskyf bo op die aartappels. Nou die geroosterde aartappels is baie eenvoudig. Ek het dit al vele kere gemaak en jy volg presies dieselfde metode as elke keer. Jy kook die baba aartappels sag, gebruik 'n bakplaat, druk hulle so effe plat soos hier voor my, geur met sout, peper, dil, timie, olyfolie en die geheime bestanddeel in vandag se aartappels is maplestroop of esdoringstroop in Afrikaans. Dit maak die aartappels net daai ekstra bietjie bros en gee die soetgeur wat jou sal laat wonder wat is dan nou anders aan hierdie aartappel. Nou kom ek wys jou net daai laaste geure wat ek oorgooi en dan vertel ek jou wat het ek met hierdie vleis langs my gedoen. So hier in die bakkie het ek dan nou 'n kombinasie van bietjie olyfolie en gesmelte botter. Hierso is daai esdoringstroop waarvan ek praat en dan gedroogde timie. Nee, ekskuus, daai is die dil en hierdie is die timie en dan hierso is net so 'n bietjie sout en peper wat ons sommer in die olie en botter gooi, dan maak dit net maklik. So nou kan jy dit net lekker meng en dit gooi jy dan nou net so bo oor jou aartappels. Orals. Jy kan nou 'n verfkwassie ook gebruik of 'n koskwassie om dit mooi oor al die aartappels te versprei. Ek gaan later daarmee aangaan, ek wil jou gou vertel. So ek het nou al reeds begin en ek het dis gewone kruisskyf wat ek gebruik het, sout, peper, olyfolie en 'n bietjie vars suurlemoensap en dan het jy hom nou lekker op die oop vuur net gebraai. Ek moes dit nou hier in die pan doen, maar dit lyk vir my heerlik, bruin, goudbruin gaar. So al wat ons dan later gaan doen is ons gaan dit as dit so klein bietjie gerus het in reepies opsny. Nou die aartappels hier voor my gaan nou oontoe om goudbruin en bros te rooster vir so 15-20 minute op 180 grade. En as ek terug is, gesels ons oor hierdie beet en bone langs my. Nou ek is seker jy wonder waar kom ek aan beetbone en wat dit is en waarvan ek praat. Nou baie maklik, beet en botterbone. Wat met die botterbone kom uit blikkies. En ek maak 'n puree daarvan. Nou dit is die kleur van die resep wat my so aantrek. Ek koop die pakkie beet wat reeds gaar is. Nou meeste supermarkte het dit beskikbaar daar in hulle yskaste. Jy kan dit net so gebruik, maar ek verkies om myne 'n paar minute te rooster in die oond net vir ekstra geur. Dan gebruik jy botterbone in 'n blikkie. Jy gooi die pekelwater af en spoel die bone net met koue water weer dan af. Nou plaas dit in jou versapper saam met die beet, knoffel, tahini smeer, suurlemoensap, komyn, sout en peper. En as jy sien dit kort 'n bietjie vloeistof, kan jy 'n bietjie amandelmelk of water net byvoeg. Nou is al wat moet gebeur. Ek moet hierdie insit en dan gaan ek in julle ore raas. So al wat jy doen is jy gaan gou alles hier ingooi. Ek hoop nou nie ek mors nie. Ek wou dit nou presies hier voor julle gewys het, dat julle kan sien hoe maklik dit eintlik is. Oeps, ek het geweet dit gaan gebeur. Sal daai nou opruim. Nou hierso is jou vars suurlemoensap, gooi jy in. Hierdie is 'n tahini pasta of dis eintlik maar net sesame saad wat soos jy weet soos jy neutbotter kry, is dit net gepuree en fyn gemaak. Hierso is vars knoffel. Hierdie is bietjie komyn wat ek hier ingooi en dan natuurlik my sout en peper. En nou gaan ek in julle ore raas. So. Ek sien ons kort wel so 'n bietjie water. Ek hoop nou ek het genoeg tyd. Ek wil hê julle moet sien hoe gaan die kleur. Doen dit nie. Okay. Ek dink ek sal dit nou verder doen. Ek gaan vir julle nou wys hoe lyk dit. Kyk, dis dinge of is eenvoudige dinge wat my opgewonde maak as dit by kos maak kom. Kyk nou net hoe toer ek met hierdie kleur en kos. Wel, ek gaan dit nou doen as julle nie kan sien nie. Dit lyk ook fantasties. En ek gaan proe, dan gaan ek vir julle sê hoe proe dit. Dis heerlik. As ek terug is, dien ons op en bou ek 'n kosprentjie vir jou op die bord.
Frans Hoekseller se eksklusiewe rooiwyn, The Last Elephant, is die perfekte huldeblyk aan die laaste olifant wat die vallei, voorheen bekend as Olifantshoek, in die laat 1900s verlaat het. Ek moes nou baie erg my lag terughou, want ek wou lag vir myself sien. As ek iets op kamera doen, dan maak ek ook floppies, né? So ek wil net vir julle wys, ek het dit wel reg gekry. Kyk net die mooi magic wat dit is. En ek wil nie nou baie praat nie, want ek wil hê julle moet mooi kyk hoe maak ek en hoe maklik is dit om hierdie bord so mooi op te dien. So heel eers begin ons dan nou hier en ek het inteendeel geproe. Sien julle moet net maak soos ek sê, nie maak soos ek maak nie. So al wat jy nou doen is jy sit bietjie van hierdie beet en bonepuree onder, dan vat ons so nee, ons moet eers die aartappels opsit, amper doen ek dit verkeerd om. Nou sit jy net van hierdie aartappels, kyk hoe lekker heerlik bros het hulle gebak. Jy kan so 3 op 'n bord sit. En dan sit ons stukkies vleis net so aan die kant en jy sal sien hy's nog lekker pink. Ons herhaal nogal redelik die kleure hier. Dan vat ek nou so 'n paar stukkies vars dol wat ek so bo-op sit. Hierso het ek 'n yoghurt en tahini sous en jy koop hom ook sommer so klaar gemaak in die winkel en net so 'n paar druppeltjies so bo-oor. En dan heel laaste herhaal ons nou net weer. Jy moet die mense laat weet hierso is sesame saad hier binne-in. En kyk nou net. O, laaste een. So 'n bietjie. Mense moet wonder wat is in hierdie bordkos. So 'n bietjie vars suurlemoen-zest. Kyk nou net. Dis 'n mooi en kleurvolle bord wat jy by die huis kan gaan probeer. Wie het gesê mens kan nie sulke mooi en kleurvolle kos eet nie. As jy onseker is oor 'n stap wat ek gevolg het, alles is mooi uiteengesit op my resep. Jy gaan dit kry op die Ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad. Onthou, jy is welkom om foto's van jou bord kos met ons te deel op Facebook. Ek wil dit graag sien.